Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by vanoggend se erediens. En as jy dalk besoekers by ons is vanmôre, baie welkom ook aan elkeen van julle. Ons gaan begin oudergewoonte met 'n toetrede lied uit Psalm 84. En ons gaan daarvan sing verse 1, 4 en 5. En dan bly ons staan vir die fotum in die seën en direk daarna ons lofsang vonk 2, verse 1 en 2. Gelukkig is die mens vir wie U uitkies en laat naderkom om in U huis te kan wees. Laat ons die goeie dinge in U huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in U heilige woning. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing uit Gesang 238, strofe 1 en 3. Broers en susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en teenoor ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God soos volg. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het nou ons geloof bely. Laat ons ons lewe opnuut aan die Here toewy. Kom ons sing daarom uit lied 380 vers 1.
Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is uit Psalm 84 met die opskrif: Hoe lief het ek u woning, Here. Vir die koorleier met musiek van die Koragiete, 'n psalm. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies, daar by u altare, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag, totdat hulle voor God in Sion verskyn. Here Almagtige God, hoor my gebed. Luister tog, God van Jakob. Sien tog om na die koning, ons beskermer, o God. Hou u gesalfde onder u sorg. Waarlik, een dag in u tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God, as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelse Vader, ons het vanoggend, Here, na u huis toe gekom om u op 'n besondere manier hier te ontmoet. Ons weet dat u elke oomblik by ons is, waar ons ook al mag bevind in die wêreld daar buite. Ons kan u op enige plek ontmoet, Here. Maar ons het die behoefte vanoggend om dit ook hier in die kerk, hier in die erediens te kom doen. Want hier raak ons stil. Hier kom buig ons laag voor u en ons bely ons skuld. Ons hoor van u genade en u vergifnis. En ons hoor nie net daarvan nie, ons kry ook die versekering dat dit vir ons is. Daarom bely ons ook hier. Maar kom luister ons ook hier, Here, na wat u vir ons wil sê. Daarom vra ons dat u vanoggend ons harte ontvanklik maak. Dat u vir ons 'n oor sal gee, Here, om te luister na dit wat u uit u woord en deur u Gees vir ons wil sê. Here, ons bid ook vir hulle wat nie hier is nie, omdat hulle dalk siek is. En ons vra dat u in u groot liefde ook aan hulle sal dink, dat u hulle ook sal seën met u teenwoordigheid. Maar ons bid so, Here, ook vir hulle wat nie hier wil wees nie. Hulle wat meen dit is nie nodig nie. Ons vra dat u deur u Gees in hulle harte sal werk, dat u harde harte sal sag maak, Here, en as dit nodig is, dat u ons moet gebruik, dan antwoord ons soos die profeet Jesaja: Hier is ek, Here,
gebruik my. Ons dank U vir alles wat U vir ons gee. Dit wat ons nodig het. En ja, Here, U gee soms vir ons ook dit wat ons nie nodig het nie. En daardeur seën U ons en verseker U ons ook van U teenwoordigheid in ons lewens. Wil U dit nou stil maak in ons en help ons, Here, dat ons sal luister. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons sing saam voor die prediking uit Gesang 394. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Gesang 394, verse 1, 2 en 3. Psalm 84 vers 6. Dit gaan goed met die mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel toe gaan. Broers en susters, elke aand voordat elkeen van ons gaan slaap, maak ons seker dat ons huise se deure gesluit is en dat die alarm aan is. Ons doen dit sodat ons veilig kan slaap. Ons doen wat ons kan om te verseker dat ons deur die nag veilig is. Die feit dat ons al ons deure sluit en die alarm aansit, maak nie dat die misdaad verdwyn nie. Dit neem nie die kwaad uit die wêreld uit weg nie. Maar dit gee ten minste vir ons 'n plek waar ons te midde van al die kwaad en al die misdaad in hierdie wêreld veilig kan voel. Dat ons, alhoewel ons daaraan blootgestel is, ons ook kan toemaak en 'n rustige nag kan hê. En dan slaap ons te midde van die boosheid en môreoggend dan maak ons oë oop en ons begin 'n nuwe dag. So is 'n mens. Jy soek 'n plek waar jy veilig kan woon. Dit is een van die eerste en belangrikste behoeftes wat 'n mens het.
Daar waar jy woon, daar wil jy veilig voel. Daar waar jy woon, wil jy ten minste vannag veilig kan slaap. Dit moet 'n plek wees waar jy kan ontspan sonder om bang te wees. Dit moet 'n plek wees waar jy rustigheid in jou gemoed kan hê. Jou blyplek. Dit word ook die plek waar jy gaan wanneer dinge vir jou moeilik raak. Omdat jy daar waar jy woon vir 'n oomblik uit die besige gewoel van die wêreld kan kom en weer kan perspektief kry. Weer op 'n ander manier kan kyk na dit alles wat met jou gebeur en wat deel van jou lewe is. Dis vir jou 'n rustige plek waar jy nugter met God kan praat en kan vra vir antwoorde op al hierdie vrae wat hier binne in jou gemoed aan die gang is. Elkeen van ons het behoefte aan so 'n plek. 'n Plek waar ek rustig kan woon, 'n plek waar ek rustig kan slaap vanaand sonder om bang te wees. 'n Plek waarheen ek kan vlug om vrede en rustigheid of troos te kry. Die digter van Psalm 84 sê vir ons dat hy ook op so 'n plek wil wees. Om die waarheid te sê, hy smag daarna. Hy verlang daarna om op so 'n plek te kan wees. En vir hom is daardie plek die huis van die Here. En hy smag daarna met 'n rede. In die Ou Testament het gelowiges tempel toe gegaan om daar vir God te ontmoet. En wanneer die digter van Psalm 84 daarna hinker om na die tempel toe te gaan, dan sê hy eintlik, hy wil nie so seer by die tempel wees nie, maar hy hinker daarna om in die teenwoordigheid van God te kan wees. Hy wil by God wees. Dis die plek waar hy wil wees. Hy verlang en hy smag daarna. Hy kan nie sonder God leef nie. Hy wil by hom wees. Hy wil daar by God wees, omdat hy daar geborge en veilig voel. Hy wil by God wees, want hy weet wanneer hy daar is hy veilig en is hy oortuig daarvan dat God hom beskerm en dat God ook luister na sy kinders se noodroep. Hy wil by God wees en dit is vir hom genoeg. Om te sê wat dit vir hom beteken om in die tempel te wees, of in die huis van die Here, vergelyk hy dit met swaalkies en mossies wat nes maak by die tempel. Dis nie net 'n veilige genoeg plek om 'n nes te maak daar nie, maar dit is ook vir die swaalkies veilig genoeg om hulle kleintjies daar groot te maak. Niemand jaag hulle uit die teenwoordigheid van God weg nie. Daar voel hulle veilig. Dis waar hulle wil wees. Hier by die tempel kan hierdie gelowige van eeue gelede ook veilig en geborge voel. Niemand sal hom uit die teenwoordigheid van God wegjaag nie. Die tempel is vir hom sy spesiale plek om by God teenwoordig te kan wees. Dit gaan goed, sê hy, met die mense wat gereeld na die tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop, sê hy, wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek. God sorg vir die mense deur in 'n droë woestyn vir hulle water te gee. Aan die begin van die herfs, wat die droogste seisoen in Palestina was, omdat dit daar in die winter gereën het,
En hierdie mense hulle water maar hoofsaaklik gekry het van sneeu wat in die winter op die berge val en dan smel dit en loop in stroompies teen die berge af, was die winter hulle natseisoen gewees. En gewoonlik was daar aan die begin van die droë seisoen 'n groot optog na die tempel in Jerusalem vir 'n godsdienstige fees. En dan het mense dors gekry terwyl hulle daarheen op pad is. Die vroeë reën, wat dus in die herfsttyd val alreeds, is gesien as die manier waarop God vir sy kinders sorg, wat op pad is om hom in die tempel te gaan ontmoet. Vir hierdie persoon wat op pad is tempel toe, want hy wil daar vir God gaan ontmoet, en hy wil hom daar gaan loof en prys, en 'n offer bring, is dit so belangrik om vir God te ontmoet, dat hy sê, dit is beter om maar net daar op die drempel te staan en in te kyk wat gebeur in hierdie samekoms, as om te woon in 'n huis, waar die bewoners van daardie huis nie vir God ken nie, en waar hy nie deel van hulle lewe is nie. En dan verander die toon van dit waaroor die psalmdigter praat skielik. Hy praat nie net meer oor hoe wonderlik dit is om by God in die tempel te wees nie. Hy praat nou ook oor God self en sê wat dit vir 'n mens beteken om by God te wees. Wanneer hy dus tot die slotsom kom, dat daar niks beter is as om in die teenwoordigheid van God te wees nie, of om by God te gaan skuil nie, dan bely hy dit. En hoor hoe klink sy belydenis? Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. En hoor dan nou, die hoogtepunt van sy belydenis. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou. Die bedoeling van Psalm 84, broers en susters, is nie so seer om mense aan te spoor om tempel toe te gaan nie. Dit kan dit ook wees. Maar hierdie psalmdigter wil eintlik iets anders sê. Hy wil eerder vertel watter groot voorreg dit is om in die teenwoordigheid van God te kan wees. Watter groot voorreg dit is om sy teenwoordigheid te gaan opsoek en dan te skuil in sy teenwoordigheid. Hy sê dat wanneer jy God se teenwoordigheid gaan opsoek en daar gaan skuil, wanneer jou lewe moeilik raak, ervaar jy iets van God wat jou onmiddellik laat besef dat hy die Almagtige is. Dat hy groter is as enige van die probleme wat op jou pad mag wees. Wanneer jy by hom gaan skuil, dan ervaar jy hoe hy die een is wat vir jou krag gee en wat jou beskerm. Wanneer jy by hom gaan skuil, dan ervaar jy hom as die een wat aan jou genade gee, en daarmee ook die een is wat die goeie dinge in die lewe vir jou gee. Jy ervaar dat dit met jou goed gaan, wanneer jy by die Here skuil, te midde van al jou nood, want jy is by die Almagtige God, wat ook jou God is, die een wat in die kruis van Jesus Christus kom wys het, wie hy werklik is. Geliefdes, Psalm 84 sê vir ons,
dat ons met al ons nood en met al ons hartseer by God kan gaan skuil. Dat ons daar in sy teenwoordigheid, daar by hom, kalmte en rustigheid vind. En nou is daar iets wat ons het, wat hierdie psalmdigter, wat so onvoorwaardelik op God vertrou het, en sy teenwoordigheid gaan opsoek het, nie gehad het nie. Ek en jy kan terugkyk in ons verlede, en dan sien ons 'n krib, wat in 'n stal is in Bethlehem. Ons hoor engele wat met blydskap sing, omdat God Immanuel geword het. God met ons. Hy het na ons toe neergebuig, en kom wys dat hy 'n God is, wat nie ver van sy mense al wil wees nie, maar dat hy by ons wil wees, dat hy deel van ons lewens wil wees. En dis nie al nie. Wanneer ons terugkyk na daardie krib wat in Bethlehem in die stal is, dan sien ons ook 'n houtkruis raak op Golgotha. Aan daardie kruis sien ons hoe God sy onverstaanbare, onbegryplike liefde vir sondaar mense gewys het. Hy het ons so lief gehad, dat hy sy seun in ons plek laat sterf het, sodat ons nie verlore gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê. 'n Onverstaanbare, onbegryplike en soms al beskryf as 'n wrede liefde. Dit is wat God vir my en jou gedoen het. Dit is in die skaduwee van daardie kruis, waar ek en jy kan gaan skuil vandag, en die teenwoordigheid van God ervaar, waar hy ook vir ons die kalmte en die rustigheid gee, wat die digter van Psalm 84 ervaar het elke keer, wanneer hy vir God in die tempel gaan ontmoet. In die skadu van die kruis, kan ek en jy vir God ontmoet, omdat die een wat aan die kruis gehang het, die verlatenheid van God ervaar het. Ons kan dit ook anders sê. Wanneer ek en jy nood ervaar, wanneer die lewe sy skerp kant na ons toe draai, wanneer ons of ons geliefdes seer kry in hierdie wêreld, en ons soms meen dat die wêreld so onregverdig is, kan ons dink aan Jesus se lyding, of anders gesê, kan ons gaan stil word in die skaduwee van die kruis. Wanneer ons in die skaduwee van die kruis staan, dan hoor ons hoe iemand met deurboorde hande en voete gesê het, ek is dors. En daarin hoor ons dat hy 'n mens was, en dat hy dors was, soos wat ek en jy ook soms dors word. Maar ons hoor meer. Ons hoor ook dat hy daarom weet hoe ons soms voel. Daar waar ons onbeskryflike groot seer het. Daar waar ons kwaad word, waar ons bang word, waar ons huil, weet hy hoe ons voel. Want hy het ook kwaad geword. Hy het ook bang geword. Hy het ook gehuil. Hy het ook gevoel of God van hom vergeet het. Soveel so, dat hy aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Wanneer ons in die skadu van die kruis gaan staan, daar reg voor die kruis staan, dan hoor ons hoe 'n moordenaar en rower sy skuld voor God bely,
en hy dan onmiddellik die versekering kry dat daar vir hom hoop is. Dat hy in hierdie doodsbenoudheid wat hy ervaar skielik iets kry waarna hy kan uitsien. Want Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Daar in die skadu van die kruis kyk jy op en jy sien hoe dit skielik donker word. Wanneer die Seun van God sy kop vorentoe laat sak en sy laaste asem uitblaas nadat hy gesê het, dit is volbring. En daar skeur die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur. Dit is nou oop. Dis nie nodig dat die hoëpriester daar ingaan om namens my in te tree by God nie. Want Jesus Christus is nou my hoëpriester. Hy tree vir my in by God en hy het die pad vir my oopgemaak na God toe, dat ek self met God kan praat, self my skuld voor hom kan bely en om vergifnis vra. Ons kan dit self doen, soos wat Hebreërs dit sê, ons het nou vrye toegang tot God, en dit op 'n weg wat nuut is, en tot die lewe lei. Nadat ons Psalm 84 gelees het vanoggend, broers en susters, het ons gesien hoe dat die psalmdigter, wanneer die lewe druk, die teenwoordigheid van God gaan opsoek. En daar leer ons waarheen om te gaan wanneer die lewe moeilik raak. Ons het ook gehoor dat ons so iets meer het as wat hierdie psalmdigter duisende jare gelede gehad het, naamlik dat ons kan terugkyk in ons geskiedenis en 'n krib sien in Bethlehem, maar ook 'n kruis op Golgotha. Daarom kan ons vanoggend huis toe gaan met die troos dat wanneer ons worstel met dinge in ons gemoed, wanneer ons seer kry en wonder hoekom, wanneer ons wonder hoekom is die lewe so onregverdig, hoekom ek, wanneer ons voel dat ons nie meer kan nie, dan kan ons dink aan Jesus se lyding en dat ons in sy lyding ook vir God ontmoet. Daar hoor ons, wanneer ons sien hoe Jesus aan die kruis hang, dat God vir ons sê, kyk hoe lief het ek jou. Kyk watter offer het ek gebring, dat jy kan lewe. En daarom kan ons as gelukkige en getrooste mense lewe, want God het duur betaal, sodat ons toegang tot hom kan hê, en dat ons by hom kan skuil. Wanneer die lewe druk, wanneer jy seer kry, gaan skuil met dankbaarheid in die skaduwee van die kruis van Jesus Christus en weet dat God by jou is. Dat hy jou onbeskryflik liefhet en dat hy jou nooit alleen sal los nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U in Jesus Christus U liefde vir ons kom wys het. Dankie dat U Immanuel geword het, God met ons. Dat U na ons toe neergebuig het, Here. Maar dankie dat U ook U Seun Jesus Christus aan die kruis laat sterf het en ook so vir ons U liefde gewys het. Ons moet bely, Here, dat ons met die liefde van U nie altyd verstaan of begryp nie. Dat dit soms vir ons lyk na 'n wrede liefde. Maar ons weet
omdat U agter dit alles sit, en dit van U afkom, is dit 'n liefde wat ons kan omarm, en ons eie kan maak. Here, ons lewe in 'n wêreld waar ons seer kry, waar geliefdes van ons seer kry, 'n wêreld waarin ons soms wonder, hoe kan dit so onregverdig wees, en hoe kom ek? Wanneer ons sulke tye beleef, wil U asseblief vir ons die krag gee, dat ons U teenwoordigheid sal gaan opsoek, maar dat ons ook weet, Here, in die skaduwee van die kruis van Jesus Christus, kan ons gaan skuil, want daar wys U ons hoe lief U ons het. Wil U met ons wees deur hierdie dag? Wil U ons veilig hou, Here, ook so in die week wat voorlê, totdat ons volgende Sondag weer die onbeskryflike groot voorreg het, om as broers en susters in die geloof, as U kinders, hier in 'n erediens by mekaar te wees. Vergewe ons genadiglik ook, vir wanneer ons ongehoorsaam is, en wanneer ons net ons eie kop wil volg. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons sing ten slotte uit vonk 53, die eerste en die tweede vers, en dan bly ons staan vir die seëngroet, en ons wegsendingslied is dan vonk 437, verse 1, 2 en 3. Gaan nou in vrede en ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.